Gemeente, goeie naand. Vir elke besoeker wat vanaand hier by ons wil vir julle verwelkom en vir julle sê baie dankie dat julle hierdie geleentheid saam met ons meemaak. En in die besonder ook vir almal wat vanaand ook betrokke is, ook by die sangdiens. Ons tema vanjaar is hoop en dit gaan daaroor dat ons glo dat Christus het mens geword. Sy menswording beteken dat hy ook 'n God is wat in my en jou lewe betrokke is, wat vir ons herinner daaraan dat hy in hierdie gebroke en in hierdie stikkende wêreld vir ons die voorreg gee om sy kinders te mag wees, maar ook om te leer leef in 'n verhouding ook met God. En ons gaan vanaand ook getuienisse luister na 3 persone wat juis vertel van lewe na moeilike omstandighede in hulle lewe en hoe die Here hulle lewe verander het, ook in die manier hoe hulle God ook ervaar en sien. Ons wil ook in die eerste plek vir julle dankie sê dat julle selfone vanaand saamgebring het. Ons het nou vir julle gesê julle moet julle selfone saambring. Ons gaan op 'n stadium die liggies van die selfone aanskakel, maar ek wil nou vir julle vra om daai pas aangeheers nou op silent te sit. Dat julle dit op silent sit en dat hy nou nie gaan afgaan vanaand tydens die erediens nie, maar dat ons hom net gaan gebruik as instrument. Ek wil voor ons begin, sommer net begin met al die bedankings. En ek wil regtig in die eerste plek vir Rita sê, baie dankie vir vanjaar se Kerssangdiens. Dis ongelooflik altyd haar kreatiwiteit en wanneer mense so 'n bietjie brainstorm en jy praat oor goeters, hoe sy net met 'n produk na vore kom en ek dink ons kan vir haar regtig 'n lekker handeklap gee. So baie dankie Rita, ons het groot waardering daarvoor. Dan wil ek vir Kotie Pieters en vir Sorita van der Merwe wat vanaand vir ons op die viool begelei, vir hulle ook sê baie dankie. Ook vir Rita hulle hier agter op die klavier, vir haar en vir Solita. Wil ons dankie sê. Ons wil vir Erik en Marlene sê baie dankie. Hulle is op die klank, hulle het ook die PowerPoint saamgestel, so ons sê vir hulle ook dankie vir dit wat hulle daar gedoen het. Vir Laerskool FT Konradie se skool, die skoolkoor wil ons vir julle ook sê baie dankie. Ons het julle nou die aand geluister saam met Koenie, wat 'n baie besonderse voorreg was, so ek wil ook sommer vir Fabian wat die begeleiding doen en vir Liana wat ook die koorafrigting, die dirigent is, ook vir julle sê dankie, ook dat julle vanaand hier saam met ons is. Dan het ons vanaand ook baie spesiale gaste en dit is Steintal Kinderhuis en hulle gaan vanaand ook vir ons optree, ook met vanaand se diens. Ons is by hulle ook betrokke, so ons sê ook vir julle baie dankie vir julle hier wees vanaand en dat ons ook mag deel in julle lied wat julle vanaand saam met ons gaan sing. Dan wil ons vir almal wat betrokke is by die program, ek wil sommer hulle name lees, dis WD en Andri, Nika, Wilmie en Carly, wat ook netou sangitem gaan begelei, WD wat ook netou ook individueel gaan sing, 'n solo sang doen, en dan vir Therese, vir Anneke van Duyk en vir Wilna Du Plessis, wat vir ons gaan help ook met die voorlesing, wil ons vir hulle ook dankie sê. En dan is daar vanaand 3 gaste hier voor en ons sal vir hulle netou aan die woord stel. Dis Mariaan Hannibal, oom Okkie Ferreira hier van Geirisig en dan ook vir Geraldine hulle en Johannes wat ook netou hier 'n getuienis gaan deel. So ons sê vir hulle ook dankie vir hulle aandeel vanaand se program. Mag die Here vir ons seën, mag ons ontvang en mag ons vanaand met hierdie boodskap huis toe gaan, dat Christus het vir my en vir jou mens geword, dat hy in hierdie gebroke, in hierdie stikkende wêreld vir ons gebore is, om nie net verlossing te bring nie, maar die voorreg om in 'n lewende verhouding ook met hom te mag leef. Kom ons sit net so dan bid ons saam. Here, baie dankie, dat ons vanaand as gemeente, maar as familie en as vriende in U, hier by mekaar kan wees. Dankie dat ons saam wees in die eerste plek moontlik is, omdat U vir ons mens geword het,
omdat U, Here, vir ons ook aan 'n kruis gesterf het, maar ook uit die graf opgestaan het, sodat ons kan deel hê aan die ewige lewe. Sodat ons kan leef met die wete en die belofte dat U teenwoordig is, dat U die Here is wat elke dag in ons lewe betrokke is, en wat vir ons voorgaan en wat vir ons help. En daarom bid ons nou vanaand, Here, dat U vanaand ook vir ons sal seën, ook hier in ons saam wees. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die groep weduwele om in te kom, om vir ons te begelei met die eerste lied. Ja. Ons gaan ook net daarop wys dat direk na die lied, u sal sien op die PowerPoint, is daar 'n familieboom. U het almal balletjies voorontdek, voor by die tafel gekry, u name daarop geskryf, en julle gaan geleentheid kry om baie balletjies aan hierdie boom te kom hang, om te sê ons eien die belofte dat die Here vir ons mens geword het, en dat dit waar is vir elkeen van ons. staan ek hier voor U Heer, met al my lag en met al my seer. Die deure van my hart staan oop
Nie net Kersdag nie. Here, dit is my gebed. Nie net op Kersdag nie, maar tot ek U van aangesig tot aangesig sien. Mag ek my lewe op hierdie manier leef. Net soos die baba Jesus, ek hoop om te wees. Rustig, in jou liefdevolle arms, vertrouend in jou soewereiniteit. En soos die groeiende Christuskind in die wysheid van die daaglikse leer, mag ek jou leer ken met my verstand en gees, verlangend. Soos die seun so getrou, laat ek U lig volg, sag, nederig en sterk. Nie bang om die nag in te kyk nie, ook nie lafhartig om te ly nie, en staan vir die waarheid alleen, wetend dat U koninkryk my huis is. Nie bang om te offer nie, alhoewel die groot koste kan groot wees. Let op hoe U my gered het van gebroke hart verlies. Soos my opgestane verlosser, die baba, die kind, die seun, mag my lewe praat van wie U is en alles wat U gedoen het. Maria, 'n engel het dit self gebring, die vreugdeboodskap, en jy het 'n lofsang tot God se eer gesing. Maria, nooi uit Nasaret. Maar toe Josef van jou wou skei en bure agterdog jou pla, het jy kon dink eenmal sou hy die hele wêreld skande dra. Toe jy soms met 'n glimlag langs jou liggaam stryk, die stilte instaar, wis jy met hoeveel liefde en angs sou hy sy hellevaart aanvaar. Die nag daar in die stal, geen een om in jou nood by jou te staan. Het jy geweet dat hy alleen Getsemane sou binnegaan, toe vorste uit die ooste kom om nederig hulde te betoon, wis jy hoe die soldate hom tot koning van die volk sou kroon. En toe hy in jou arms lê, sy mondjie teen jou volle bors, het jy geweet dat hy sou sê, toe dit te laat was, ek het dors. Toe dit verby was en jy met sy vriend Johannes huis toe gaan, Maria, vrou van smarte, het jy toe die boodskap goed verstaan. Ave Maria,
ons windree. In daardie omgewing wat in die oop veld gebly in die nag oor 'n skape wag gehou het. Met eenstaande engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus, die Here. En dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Skielik was daar saam met die engele menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehaag." Nadat die engel van hulle weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: "Kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het." Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat gebeur het, oor wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Christus is vir ons gebore. En ons gaan dit hoor in die verhaal van 3 getuienisse. Mariaan gaan vertel van hoe die Here troos, hoe die Here hoop bring na die verlies van 'n lewensmaat. Okkie gaan 'n getuienis deel van wanneer ek my been geamputeer word, hoe ontvang ek weer hoop en 'n nuwe begin. En Geraldine en Johannes was baie lank kinderloos. En die Here het vir hulle die voorreg gegee van 'n seun. En hulle vertel van hoe hulle die Here ook in hierdie vreugdetyd in hulle lewe ervaar. En ek gaan oorgee aan Mariaan. Ek onthou nog hoe ek September 2019 gedink het. Oor 4 maande, natuurlik wanneer alles uitgewerk het soos ek dit wou gehad het, kom getuig ek voor in die kerk. Glad nie by 'n kerssangdiens nie. Oor die Here se goedheid in my lewe. Herbert, my man, is na 16 jaar weg by die De Toys, met sterre in sy oë van 'n nuwe geleentheid in Noordwes en 'n laaste loopbaanskuif voor aftrede. Janay sou klaarmaak met graad 10 hier en ek sou soek vir 'n werk daarbo. 'n Mooi nuwe huis was besig om gebou te word vir ons op die plaas en in my kop was dit binnekort and they all lived happily ever after. 4 maande het gekom en gegaan.
Ek het vir 6 werke daarbo aansoek gedoen en niks het gebeur nie. Op 'n stadium het iets net vir Herbert begin sê, ons moenie skuif nie. Hoe meer ek gebeur het om by hom uit te kom, hoe meer het hy gesê, hy dink nie dis die plek waar ons moet opeindig nie. Met 3 maande wat ons mekaar begin COVID glad nie gesien het nie, ek en die kinders wat elke stukkie vakansie op 'n plaas naby Machakaneng deurbring, en Herbert wat elke moontlike naweek afvlieg, het ons 2020-2021 oorleef. Desember 2021 het Herbert begin kla van pyne. Na dokters in en uit is hy Februarie 2022 gediagnoseer met testikulêre kanker. Hy het opgehou werk en die kankeroorlog met chemoterapie begin baklei. Die kanker het stelselmatig onder die sterk chemo begin verdwyn, maar ongelukkig het die chemo neeweffekte op sy liggaam gelaat. Die 13 Augustus 2022 het ek om Panorama Hospitaal toegeneem. Die volgende week het ek besluit, ek gaan deur Kaap toe, maar ek kom nie terug werk toe voordat hy herstel het nie. Toe ek opdaag, was die dokter baie gou daar met 'n my goodness, die man is 51, hy kan mos nie doodgaan nie. En ek onthou nog, ek het gedink, dokter, ek stem saam, wat gaan jy doen? En voel my sy volgende sinne was, ons moet besluit, gaan ons hom op 'n ventilator sit, of gaan ons hom net gemaklik op die suurstof hou totdat hy gaan. 5 dae later het Liewe Jesus hom kom haal. In die liedjie Thy Will sing Hilary Scott, I'm so confused, I know I heard you loud and clear. En dan later ook, I may never understand that my broken heart is a part of your plan. Vir die afgelope jaar moes ek ons aftreehuise opknap voltooi, al my meubels aftrek vanaf Noordwes, meubels vanaf die aftreehuis trek na hier, en in Ceres trek tussen huise, vorms en vorms invul en aangaan met my daaglikse werk en my daaglikse lewe. Vir 'n jaar lank kon ek nie anders nie as om te vra, is daar 'n God nie? As hy bestaan, hoekom het al die goed met ons gebeur? Die gemeente het dan so hard gebid vir sy herstel, en dit het dan nie gebeur nie. Die aand voordat hy 'n jaar dood is, sit ek in die bed en ek besef, dink jy regtig dat dit alles deur jou eie goedheid, dink jy regtig dis deur jou eie goedheid, wat jy so goed deur die afgelope jaar gekom het, wat al hierdie projekte afgehandel is, dat jy gelukkig is, dat jy nie sielkundig ineengestort het, in 'n depressie verval het nie. Is alles volmaak? Nee. Is alle projekte voltooi? Nee. Dis nie maklik om 2 keer 'n week dieselfde man te bel en te vra, nou wanneer kry ek my kwotasie nie? Goed wat ek in my 55 jaar nog nooit moes gedoen het nie. Elke keer wat 'n baba gedoop word, handel dit oor God se verbond met ons. Die woord verbond het eers die laaste paar maande in Bybelskool vir my betekenis begin kry. Wat beteken die woord verbond vir jou? Ek het ontdek dat God in sy liefde vir ons besluite neem, wat ons nie altyd verstaan nie, maar dat hy wil vir ons goed wees en hy wil vir ons sorg. Mercy never fails me, all my days.
Spore. Ergens in 'n agterstraat is 'n babietjie gebore, maar die wêreld staan nie stil. En geen oomblik gaan verlore op die effektebeurs of op die markplein nie. 'n Enkel ma sit stil en huil oor kommer wat haar hart laat sink. Maar oral ry sportmotors blink en vinnig in die straat. Daar is nie tyd vir hulp of raad of selfs net vir 'n hartsgevoel nie. Ergens ver in Bethlehem is 'n babietjie gebore. En langs die vuil straatkindertjies en enkelmaas vind jy sy spore. Nie een keer was die tyd te min of sy dagboekblaaie vol nie. Sy lewe het vir jou begin en ook vir jou tot end gekom. Staan stil langs iemand, staan vir hom, want ergens ver in Bethlehem is 'n babietjie gebore. En as jy afkyk, hier langs jou, sal jy dit sien. Daar lê sy spore. Goeienaand almal. Ek is bevoorreg vanaand om iets te sê. Ek is in Baviaanskloof in Willowmore gebore, 85 jaar gelede. En toe ek in Geidelshoek kom intrek, was ek 80. Ek was selfstandig, onafhanklik, fiks en 'n gesonde diabetes. Ek het 'n vol lewe gehad. Trots op my loopbaan. Ek het op ouderdom 19 'n klerk by Transmet Mediese Fonds in Kaapstad begin. En my eerste bevordering was na Bloemfontein toe. Daarna Windhoek. Toe Port Elizabeth en uiteindelik terug na Kaapstad na presies 30 jaar in die diens. Toe as streekbestuurder van Wes-Kaap vir die Mediese Fonds. Ek het vir 44 jaar pleinbal gespeel. 3 provinsiale klere gekry en op 70 my raket opgehang. Voor ek en Lizzie na Geidelshoek ingetrek het ons nog elke Vrydag aand daar by KZN in Bellville gaan langarm dans. Ek het my eie tuinwerk gedoen, broodbome gekweek, dis nou raak afgetreed, maar selfs toe al van braaivleis gehou. Daar was 'n groot aanpassing van my om van Kaapstad hierheen te vertrek. Maar die mense van Geidelshoek en Hamlet
het die aanpassing makliker gemaak en my laat tuis voel. Baie dankie vir julle almal daarvoor. In September 2021 het ek gedink dat ek gout in my groottoon kry. Dit was egter swak bloedsomloop met pyn wat vir 4 maande net erger en erger geword het. Op 5 Januarie 2022 is ek in Panorama Hospitaal toegelaat en na 3 onsuksesvolle operasies is ek forceer om te besluit oor 'n moontlike amputasie van die been. Die besluit het regtig waar nie maklik gekom nie, want ek het besef, nou raak ek 'n invalide. Want dit was iets wat ek as streekbestuurder of Transnet dan vir baie kere moes oorweeg en bespreek met lede van ons fonds wat in hierdie situasie gekom het. En die gevaar om te begin aanvaar om met 'n kunsbeen byvoorbeeld te loop. Hierdie besluit, sorry mense, die besluit om die been te laat amputeer, om vry te word van pyn, was in my vooruitsig, saam met die spesialis. Ek het met die Here geworstel vir 2 dae, omdat ek die implikasie van hierdie besluit besef het. Maar nou vir myself. En die koste soos wat daarbey betrokke is, maar die ongerief in die feit dat ek toe 'n invalide moontlik kan word, na ek gesond was tot op 73. Ek was dadelik bewus van meer afhanklik word, maar ook van my behoefte om steeds selfstandig te probeer wees en dinge te aanvaar uit 'n ander hoek, die genade van God. Was daar dankbaarheid by my en ek nog steeds self sekere goed kon doen en aanvaar wat ek nie kon doen nie. Dit moes maar deur iemand anders gedoen word. Die besluit was net terwille, nie net vir myself nie, maar vir my vrou, my kinders en kleinkinders. Ek het opnuut besef dat ek nie op my eie sal kan dit doen nie. Maar net met die Here se genade en krag. Genade wat ek deur my hele lewe al ervaar het met my werk en alles. Dan dit ook nie uit my eie het nie, maar met mense wat oor my lewe gekom het. Die Here het mense oor my pad gestuur en ek moet dit raak sien, dat die Here in elke geval voorsien. Nou 2 jaar later gaan dit goed. God se genade het groter geword nog as ooit om alles te aanvaar. Die rolstoel is nou my comfort zone. Ek leer loop met hierdie kunsbeen en loopraam en is dankbaar vir wat ek steeds kan doen en wat ek nie kan doen nie, oor te gee vir ander mense. Lizzie, my vrou, het die meeste van al die taakies wat ek gedoen het, geleidelik moes oorvat, of onmiddellik dan.
En nou is sy selfs my sjofeur. Dis nie altyd maklik nie. Byvoorbeeld met die Liggefees nou wat ons beleef, om voor te berei kan ek in die rolstoel probeer doen. En my stoep steeds het ek toe benut om die voorbereidings van dit wat ek kon doen, te doen. 'n Voorreg. Want daar was baie support. Lona staan nou in vir my en Lizzie, sover die Liggefees betref, in baie opsigte, ook in ander dinge. Soos om my huis aan te pas, wat hier baie getuienis voor is. En wat weet, toe ek terugkom, dat dit 'n rolstoelvriendelik was. Baie dankie. Wanneer die mense om die braaivleisvuur staan, nou, waar ek kon help in die verlede, eet ek nou net saam, maar ek word bederf. Maar ek leef in dankbaarheid, mense. In dankbaarheid en glo God se werklike genade het groter geword oor my. En daardie genade gee my krag vir elke dag. Ander mense wat aanvul. Baie dankie vir hierdie geleentheid. Om ook weer dans se sonde, nê. Gemeente, die volgende teksgedeelte gaan oor die kindermoord in Egipte. Of eintlik die kindermoord en hoe Josef hulle Egipte toe gevlug het. Die geboorte van Christus is nie 'n feesverhaal nie. Dis nie 'n mooi storie wat ons opmaak om kinders te bederf met geskenke nie. Dit gaan oor Christus wat mens geword het in 'n gebroke wêreld waarin ek en jy vandag ook staan. Met geweld, met stikkindheid. En ons hoor nou ook in die 3 verhale vanaand hier van die tafel af. Maar dis nie die werklikheid dat die Here vir ons omarm en vir ons herinner dat ons syne is. Toe Herodes agterkom dat die sterrekykers hom in die steek gelaat het, het hy woedend geword. Hy stuur toe soldate en laat in Bethlehem en in die hele omgewing al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak, ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekykers uitgevra het. Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het: 'n gekerm word op Rama gehoor, 'n gehuil en groot gejammer. Rachel treur oor haar kinders en wil nie getroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie. Na die dood van Herodes verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte en sê: staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan terug na die land van Israel, want die mense wat die kindjie se lewe gesoek het, is dood. Toe het Josef opgestaan en die kindjie en sy moeder geneem en na die land van Israel toe teruggegaan. Nou almal, wees maar geduldig met my, dis nou nie my sterkpunt hierdie nie, maar ek het geweet dat ek vanaand moet kom praat hieroor, oor die Here se goedheid vir ons. Ons is in 2011 getroud. Ek was toe al reeds 33 jaar oud en ons het toe besef ons sal moet dadelik begin met 'n gesin. En ja, ons het begin hoop en ons het al gedink dit sou al gebeur het. Al ons vriende het begin kinders kry. Ek is na babatees toegenooi, die een na die ander, die een na die ander. En ja, dit was moeilik vir my vriendinne self om vir my te sê as hulle swanger is.
En so die jare verbygegaan. Baie jare. Ons is deur IVF wat suksesvol was. Ons het 2 keer verloor. En dit was 'n harde pad. En ek en die Here het beklei, of ek het met hom beklei in elk geval. En ek het baie keer gedink, hy straf my. Het ek dan iets verkeerd gedoen? Is daar iets fout met my lyf? Faal ek my man? Ek het baie keer gedink, my man gaan my los. Want wie wil nou 'n vrou hê wat nou nie is vir 'n kind kan gee nie. Ek het baie gekyk na sy pa, wat dalk ook 'n naamgenoot wil hê. En hier sit ek en ek kan dit nie vir hom gee nie. En ek probeer alles en ek het altyd gedink ek doen alles reg. Ek en die Here het altyd nou saam, ons was altyd nou saam. En partykeer het hy my opgelig, al val ek op die grond, het hy my weer opgelig. En ons het dan weer beklei en dan lig hy my weer op en so het dit aangegaan. Maar tussendeur het my man my ook regop gehou en ek het tot 'n besef gekom, ons het ten minste 'n baie gelukkige huwelik. En dit het partykeer opgemaak vir die hartseer. En toe seker in 2021, toe besluit ek en my man dalk moet ons begin stadiger leef. Want hy het by Eskom gewerk, hy was baie op die pad. So ons het mekaar nie baie gesien nie en ons het gedink ons gaan bietjie stadiger begin leef. Dalk nader aan God, want dalk is ons te ver. En ons het hy het hiernatoe vir 'n werk aansoek gedoen hierso en hy het die werk gekry en so 3 maande daarna, ek het ook gesoek en maar gesukkel en vir die Here gevra as dit sy wil is dat ons hiernatoe moet kom, dan moet hy dit vir my duidelik wys en hy het. En ek het 'n werk gekry 3 maande daarna, baie dankbaar, so gelukkig in my werk en hy in syne. En ek het die Here gedank en vir hom sê hierdie is nou ons nuwe begin. En ek het begin besef die Here is nie my God is nie 'n wrede God nie. My God is 'n God van liefde. En dit is wat ek probeer voortleef het en probeer meer gee het as wat ek vat en meer dankbaarheid gesien het in klein goedjies, veral in ons huwelik, veral in hoe ons huis gekry het en klein goedjies was vir ons belangriker. En ek het amper al vergeet van die baba storie. En ons tweeetjies het net weer soos 'n jong huwelikspaartjie gewees, verlief en alles en ons het vergeet. En die dag voor Kersfees, so het my man vir 2 weke lank het ek nie lekker gevoel nie en hy sê vir my, jy moet toets. En daar's een ding wat 'n vrou mee sukkel wat nie babas kan kry nie en dis daai klein toetsie. Dit is 'n aaklige ding en ek het 'n boks vol gehad. En daai aand of daai oggend besluit ek, okay, ek gaan nou luister na my man wat min gebeur. En toe gaan kyk ek in die boks en ek sien en hierdie ding verval nou in hierdie maand. En ek gaan toets die oggend, dis ou Kersdag. Ek gaan nog die oggend met werk toe gaan, dis vroegoggend. Almal slaap in die huis. My skoonma bly ook saam met ons, sy slaap nog. En my huishulp van die aard het afgekom om my te help trek. En mens moet so stil hou want my huishulp sy hou van gesels. Sy sal sommer vir my kom sit en kyk. In geval en ek doen net toetsie en ek is heel verbaas en ek sien my hier's 2 streepies. Hoe wonderbaarlik en ek kon dit net nie glo nie. Ek stap na my man toe en eers wil ons dit nie glo nie. En deurdag was dit die hele dag in my gedagtes en ek dink ek kan dit glo. My God het dit tog vir my beloof. En ek kan glo wat hy vir my sê. En deur al twee vorige kere wat ek swanger geraak het, het ek 'n vreeslike vrees gehad. Ek gaan nou weer die baba verloor en dan verloor ek die baba. En die volgende dag toets ons weer, dis Kersdag. Ons maak reg vir kerk, ek moet gou weer toets en my man sê nee, dit is nou so, ons sal nou moet dokter toe gaan. En daai dag in die Kerssangdiens sit ons reeds hierso en weet jy, ons sing so en ons is so lig. En die volgende week toe gaan ons na die dokter toe. Toe sê die kry die dokter sommer dadelik 'n hartklopie. Sê alles lyk goed en dadelik is dit soos dis stilte oor my. Ek is so rustig. Ek is nie meer bang ek verloor hom nie. Ek het geweet dis 'n seën in my hart want ek en die Here in ons gesprekke 3:00 in die oggend is dan net ek gevoel dit is 'n seën. Die Here het hierdie seën vir my gebring.
En met ons swangerskap het dit baie goed gegaan. My man het my baie bygestaan. Ek was so gesond. Laaste 2 weke nie so erg nie, maar ek was regtig, die Here se genade, hy het vir my, hulle het al die toetse gedoen oor my ouderdom. Ek het vir Edrie gehad op 45. So, ja, en hulle het toetse gedoen en hy was heeltemal fyn. En ja, en toe hy nou gebore is en hulle lê hom neer op my bors, het ek die Here gedank. Ek en my man, ons het net ons oë toegemaak en die Here gedank vir dit. En hulle het die baba weggevat en hulle het saam met Johan gegaan. En hy was so bekommerd, ek kom iets oor, maar ek was heeltemal fyn. En toe ek nou in die kamer kom, toe ek nou so hastig, waar's my baba? En dan sit hy saam met sy pa. En toe bring hulle hom in en daar en dan moes ek en hy bid. En ons dit was net vir ons te ongelooflik. Dat ons so lank moes wag. Maar dat ek dink dat die Here gewag het dat ons op die regte plek is. Dat die Here gewag het dat ons geduldig genoeg is. Ek dink dit help ons bitter baie, veral nou met die grootmaak van hom. Ek dink daai jare was ek dalk nie op die plek om hom te aanvaar so nie. En hoe ons hom nou kan grootmaak en hoe die Here ons gelei, of ons nou nog lei om vir ons te wys waartoe om te gaan. En dit het my laat besluit, dat in elke besluit wat ons maak met hom, sal ons die Here daarin ken. Ons sal praat met hom, vir ons sê, wat se kant toe, hoe moet ons maak, hoe moet ons hom dissiplineer, hoe moet ons om die Here se wil wys. En dit is wat ons probeer. En tog, ek weet nie, ons is nader aan God, hierin. Maar ja, dit is nog, soos hulle sê in Engels, 'n work in progress. En elke aand as ons by sy bedjie sit, dan besef ek hoe groot is God. Hierdie groot ding wat my soveel jare plat getrek het hy vir my gebring. Ek was nie gebreek nie. En ja, dit is ons getuienis. Dankie.
Terwyl die ligte nou uitgedoen word, kan jy selfone aansit. Julle liggies van julle selfone. Ons gaan nou die Here se seën uitspreek. En na die Here se seën wat ons uitspreek, gaan ons weer stille nag sing. As ons die Here se seën ontvang, dan is dit die Here se belofte om vir ons te sê, as julle nou uit hierdie erediens uitstap, dan stap julle in die erediens van die lewe in. En in hierdie erediens van die lewe leef ons in God se teenwoordigheid. Hy hou sy hand oor ons, hy seën ons, hy beskerm ons, hy lei vir ons. Daarom gemeente, familie in Christus, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen. Voordat ons hierdie lied sing en ons doen dit staande, nooi ons julle uit om by Geidusig in te gaan, om ook die liggies te mag aanskou. Ek weet daar is altyd 'n kollekte, 'n deurkollekte. Ek weet nie of dit hier opgeneem word, Beulah, word dit by die hekke opgeneem. By ons deure is daar net 'n deurkollekte, die fondse gaan ook vir die liggiefees. As julle iets saamgebring het, kan u dan ook so bydra maak.